What's op YouTube? Vandag gaan ons maar net deur die 6 weke challenge gaan met Amro. So hy gaan die 6 weke challenge doen en hy gaan net 'n bietjie brief oor hoe dit werk en al die inligting daaroor. Mense moet verstaan dat jy is op 'n 6 weeks challenge. Jy is nie daar om lelik te wees en te sê hoor ek wil nou nie saam met julle kuier nie. Jy is daar, jy is present. So ons gaan net die in-body doen, hoe dit werk is. Jy sit jou duime op die kant van die elemente en dan jou voete op die elemente onder. Jy kan net opspring. 102.2. Okay, so die in-body gaan nou net vir ons wys wat is sy spiermassa, sy watergewig en ook sy vetgewig en ook sy visceral fat. Ons doen hierdie in-body weekliks om te kyk hoe lyk jou body composition en wat is die progress sodat ons jou plan kan aanpas as dit nodig is. Ons het gesê dat ons jou fat mass wil afkry met ten minste 4 kilos in die 6 weke. Maar hierso het ons dit nou, so ons sal nou weekliks kyk met die plan wat ek vir jou uitgesit het. Hoe vanaf verloor jy, hoe pas jy aan met die program ensovoorts. Dan gaan ons gou die progress foto's neem. So net 'n front pose, net so natural is fine. As hy side pose, so jy kyk na daai kant toe. So sit jou arms bietjie wat jy net jou waistline kan sien. Ja. That's it. Good, okay, en dan back, so jy kan draai. So druk vir my jou scapula saam, soos net, ja, there we go. Nice, en dan net aan die ander kant toe, so regs, die kant toe kyk ook, selfs met jou arms wat jy terugdruk, met jou waistline. So good. Ons doen weekly check-ins op die in-body om te kyk wat is die veranderinge. En van daar af chat ons ook deur die progress en kyk wat se aanpassings moet gemaak word sodat hy kan progress en sodat ons op trek bly. Ons goal is om 4 kilos vet te verloor. 2600 kalorieë, 600 calorie deficit. Ek wou vir jou 800 gesit het, maar toe sê ons wil jou lunch en jou dinner dieselfde hou. En dan die lunch en die dinner is prep. So wanneer dink jy sal dit moontlik wees dat ons dit inslot op jou schedule? So sê okay, 6 uur op 'n Sondagmiddag, dis dit nou my prep time. Ek moet 'n uur uitsit om vir my meals te prep. Eerste aande is ek oop. Okay. So obviously werk is sometimes vroegoggende, sometimes in die aand, maar ek kan tyd uitsit elke aand daarvoor. So as jy nou moet 2 dae kies uit die week uit, wat se dae volgens jou schedule dink jy is vir die maklikste? Ek sou sê Sondag en 'n Woensdag. Okay, en dan die tyd ook, so hoe laat sal dit wees? Ek hou daarvan om structure te bring, so om te sê van ons moet weet dis deel van jou structure, dit word geschedule en dit is deel van jou routine, right? So wat se tye gaan ons dan uitsit om Kom ons werk op 7 uur. 7 uur die aand. 7 uur van die prep, okay, cool. Survival meal plan wat ek jou sal deurstap, dit is byvoorbeeld as jy nou ekstra dag moet coach, soos nou die dag moet jy nou ekstra 4 klasse coach, as iets wat gebeur, dan het ons on the go soos droewors of 'n shake en 'n piesang. Ja. Jy weet, laat ons daai goed ook reg het vir as al so daar is van wat gaan gebeur. Dalk travel jy saam met my, so jy eet uit. Ideally wil ons nie daartoe gaan nie, maar ons moet ook realisties wees en weet dat dit gaan gebeur en jy moet 'n plan hê dan vir as dit gebeur. Ja. Nando's is natuurlik meer grilled, is meer kwaai, daai tipe plekke is meer gesonder opsies. Uit eet sal ons altyd kyk na steak en 'n lean steak soos 'n fillet of 'n ramp met groente. Al wanneer jy moet trek is as jy buite die plan eet. Kom ons sê jy eet per ongeluk 'n chocolate of all about being authentic en praat met my en sê hoor John, ek het 'n chocolate gee, dis menslik, dit gaan gebeur. Ten minste doen jy dan damage control en dit word getrek en ons weet ten minste wat dit is. Die rules of conduct en die culture van Savage Empire, waarvoor Savage Empire voor staan is 'n savage standard. So dis nie savage beteken ek sou die rofste ou, daai idee wat mense van savage kry nie. Dit is net 'n set standard, ek is bo standaard, ek wil beter wees, ek het dissipline en ek wil 'n standaard stel vir myself en vir die mense om my. Die eerste reël is altyd maak nie besluite op ons gevoel nie, want gevoel gaan vir jou lieg, right? Gevoelens gaan nie my plan roer nie, of dit nou goed of sleg is. So daai is rule number 1. Rule number 2 is net
ons beplan om suksesvol te wees. Jy moet beplanning insit, dis hoekom ons die schedule doen, sodat ons suksesvol kan wees. Dit moet ingeboek word, dit moet geslot wees, daar moet struktuur wees, soos ons gesê het, jy wil oggende oefen, so dit is wanneer ek gaan oefen, non-negotiable. Ja. Ek gaan nie nou dink, kyk, kom ons kyk of ek die middag kan oefen nie, ons moet struktuur kry en dit actually insit. Wanneer prep ons, wanneer eet ons, wanneer oefen ons, buite in ons werkskedule. En dan die laaste ding, communication. Vra my altyd, praat met my oor enigiets. Ons mekaar kan support en help en ek jou accountable hou. En jy ook help met as jy dalk vasval op iets en daar's iets wat jy werk of as iets wat jy wil weet. Ja, daai is die rules of conduct. Dan die programme wat ek vir jou uitgewerk het, so ek het vir jou 5-dag strength plan uitgewerk. Die maandag tot Vrydag het ek vir jou full body ingesit. Die rede hoekom ek full body doen is net vir recovery purposes en dan het ek ook vir jou 'n progressive overload plan ingesit. 2 phases, so dit is 3 weke 1 program. Dan gaan ons in die tweede fase in waar die volgende 3 weke is. Ja. Die plan met week 1 is ons build die base, so ons kry die weights wat vir jou werk. En dan op week 2, nadat jy die weights nou het wat die app gaan nou onthou, jy gaan dit net inlog op jou app, dan gaan jou reps meer raak. So jy het 50 kg met 10 reps laasweek gedoen, die week doen jy, op die tweede week doen jy 12 reps. Ja. Jy doen nou meer reps, want jy moet 2.5 tot 5% increase hê. En dan met jou week 3, gaan ons terug na week 1 se reps toe, maar ons add weight. So dan gaan jy op na 55 kg of wat ook al die volgende plate is of gewig is. Maar dan weet ons okay, jy het progressively sterker geraak in jou 3 weke cycle. En dit is lekker om te trek, want jy sien dan hoe ek push myself elke week bietjie meer. En dan die laaste ding wat ons doen is goal setting, wat baie belangrik is. Die goal setting, ons het nou al briefly daaraan geraak, maar ek doen altyd non-negotiable goals. Non-negotiable beteken maar net daar is 'n non-negotiable dat ek dit gaan doen. Ons kyk na die nutrition. The biggest elephants in the room is altyd suiker, alcohol, takeaways. So ons nou moet praat oor daai. Is daar enigiets wat jy dink jy kan verbeter? Wat dink jy kan ons as 'n mens kyk na 'n normale lewe, is dit obviously almal gaan eet elke nou en dan uit. Ja. So obviously soos wat jy nou in die begin gesê het, werk mense dan nou in met jou calories. Yes. Maar ek dink nie dit gaan die moeilike een wees nie. Ek dink die moeilike een is maar op 'n naweek 'n snackie. Of 'n suiker. Yes. Obviously 'n koffietjie wat ek nie is van hou nie, maar is nou al 'n gewoonte om 'n koffie in die oggend te koop. Yes. Maar ek dink dit gaan so moeilik wees in die begin om dit net uit te druk, hè. Maar net die naweke, suiker, snacking in general. En die 4 verjaarsdae wat op is. Okay. So dit is 'n goeie tyd vir my om te dissipline en te Nice. Okay, ja, daai is 'n grootte, ja. Hoe ons verjaarsdae aanpak is, ons gaan nie daartoe om te eet nie. Ons gaan daartoe vir memories, saam die mense vir wie ons lief is. Jou meal plan moet geschedule word rondom daai verjaarsdag. Ek weet nie hoe lank dit sal wees nie, is dit 2 ure, 4 ure, dit hang nou maar af. Maar mense moet verstaan dat jy is op 'n 6 weeks challenge. Jy is nie daar om lelik te wees en te sê worry. Ek kan nou nie saam julle kuier nie. Jy is daar, jy is present. Jy is daar om 'n goeie tyd saam hulle te hê. As ons moet kan ons snacks saam jou stuur, maar dit hang nou maar af wat hulle prepare. Wat dit moeilik maak, want jy wil nie jouself in hulle hande sit en sê hoorie, ek gaan nou maar eet wat julle eet nie. Dit is nie ongeskik teenoor hulle nie. Ons sit hierdie goals uit vir onsself en jy respek hulle verjaarsdag, jy respek ook jouself. So baie mense, ek included, is people's pleasers. So ons voel disrespectful as ons nou nie eet wat hulle wil hê ons moet eet nie. It all comes down to self-respect. I respect myself for choosing this food. So ek eet hierdie kos want ek respect my eie goals, maar ek respect jou ook. Ek sê nie omdat ek jou wil disrespect nie, ek sê hier vir jou en jou memories. Oefening is natuurlik belangrik. Jou sessions wat jy doen, ons het gesê 4 tot 5 sessions. As ons die beste resultate wil kry, moet ons 5 sessions 'n week doen met elke dag 10,000 steps. Okay. Klink goed. Ek dink dis waar ek baie keer bietjie lek. Ja. Is ek doen 2 of 3 en dan is ek styf en dan wil ek rus en dan oortuig ek myself dat okay, ek rus vandag en dan het ek 'n session geskep vir die week. Okay. So, ja. Ek dink dis belangrik vir my ook schedule. As ek vir jou sê ek gaan
Maandag tot Vrydag 10:00 die oggend oefen, dan is Ja. dit wat ek moet doen. Okay. So En, dis 'n ja. non-negotiable, ja. Yes. En ek wil jou regtig challenge om nie jouself in jou kas in te oefen nie, Ja. soos ja, enjoy dit. Jy moenie voel jy moet push, Ja. maar jy moet nog steeds 1 to 3 reps in reserve. Oefen om môre te oefen. Baie mense sukkel daarmee want jy voel excited, jy voel pumped en jy wil nou die werk insit, Ja. maar jy kan nog steeds werk inkry as jy jou recovery ook optimize op die regte manier. En dan die derde ding is recovery, slaap, water, stretching, mobility. Ja, net 'n tip ook vir die viewers. Ek dink met water, jy moet daai oggend moet jy soveel water as moontlik inkry want jy het voor jou dag besig raak, vergeet jy weer en Ja. jy moet regtig push in die oggend. Jy moet in die oggend baie water inkry. Wanneer jy tyd het en jy's ook bietjie meer dors sal ek sê in die oggend en in die middag as jy meer depleted, jy's nie lus om water te drink nie, jou kop is besig. In die oggend is jy nog fresh en jy kan dit reach. En dan strek, mobility en slaap. Slaap is die grootste pillar van alles. Sonder slaap kan jou hele program breek. So ek weet nie hoe is jou slaap op die oomblik nie. Nee, redelik goed. Is dit? My liggies gaan af 9:00. Okay, so jy het 'n sterk slaaproetine. My lyf sin ja. Dis nie dat ek wil nie, dis dat ek sommer self gaan slaap. Okay. So. Ja, dis tussen 9 en 10 sal dit wees. Ja. En dan wat dink jy average jy uit op jou slaap op die oomblik? Ek mik altyd om nie minder as 6.5, 7 te kry nie. Okay. Ja. Ja. Ja, 7 is Maar- high score, excellent points, maar Ek dink mens moet nader aan 8 kom of Ja, definitief. Maar realisties 7 ure is goed. Jy enige goal wat jy vir jouself het aan die einde van die 6 weke. Natuurlik het ek en jy 'n bietjie gechat, maar so Ek enigiets. dink die een grootste goal is dissipline. Enigste ding wat dissipline kan bring is structure. As jy Ja. nie 'n structure het nie, as jy nie 'n plan het nie, wat kan jy dissipline op uitoefen? Want right, dis die altyd ek moet nou gaan oefen, maar daar's nie 'n tyd vir my gegee nie. So dis hoekom meestal mense PT skryf want hulle het 'n tyd wat hulle moet oefen. Ons iemand wat vir hulle wag, dis ingeslot in hulle dag. En is dieselfde wat ons nou deurgegaan het met jou hele schedule is. Ons slot daai goed in en dan kan jy jou dissipline uitoefen en jou gevoelens uitoefen want jy weet daar's 'n verwagting in plaas van waar ons vir onsself sê Ja. ek gaan dalk maandag oefen of ek gaan dalk prep of ek gaan dalk dit doen. Ja. Yeah. Thank you for watching. We enjoy sharing this info and we'll talk to you soon. Cheers.